Welkom terug. Daar is baie praktiese dinge wat jy tydens jou etensuur kan doen. Jy kan die bank, die apteek of selfs die poskantoor besoek. Maar ons het onlangs gaan inloer by Theatre on the Square in Sandton City, waar hulle middagete 'n bietjie meer teatraal maak. Daar is niks so deftig soos 'n aand in die teater nie, maar vir die afgelope 15 jaar het Daphne Koen, die eienaar van die Nelson Mandela Theatre on the Square in Sandton, haar lunch hour show gebruik om teatergangers met klassieke musiek te vermaak. For 30 years we've been presenting plays and musicals and comedies and children's theatre, but being in a cultural hub, it needed a musical aspect. And with my background, both in theatre and music, I thought it would be a wonderful idea to introduce weekly music concerts. We select very carefully ensembles that are very well known, but at the same time we give the opportunity to provide the platform for young, up-and-coming musicians. There's always variety of music and different musicians and different styles and food for the soul. I think that's what music's all about. Whatever comes in at the box office goes to the artists in this case, and that's why we encourage them, and they love coming here. By doing so, they also become a little bit more well-known when they are part of bigger orchestras and they present themselves at other venues in South Africa. Die middagete-konserte skep 'n unieke geleentheid vir teatergangers om na besonderse klassieke musikante soos Bertien van Schoor en Annelien Bol te luister. Let us put our hands together as we warmly welcome on stage Bertien van Schoor, Annelien Bol. Thank you. Het is altijd interessant om vrouwenkomponisten te spelen. Er is nogal een groot beweging in die wêreld op die oomblik om vrouwenkomponisten te ondersteunen. En ons speel in vandaag 2 werken van vrouwenkomponisten. Die sonate van Louise Farenk en die kortstukkie van Nadia Boulanger. Die musiek is geskryf vir klavier en cello, so dit is regtig 'n duo. En nie net soos in die cello speel en die klavier begelei nie. So ons voel ons is regtig genote op die verhoog. Middagete-konsert is die perfekte breek. Mens kan na 'n konsert toe kom en kom luister en dis net 1 uur lank en dan gaan jy weer voort met jou dag nadat jy 'n bietjie inspirasie gekry het om voort te gaan. As Mozart en Beethoven die rocksterre van hulle tyd was Louise Farenk die Taylor Swift van hare, want sy het geveg vir gelyke betaling vir vroue en het selfs haar eie musiekuitgewers begin. Ons sien die meeste uit om die Farenk sonate te speel, want dit is of nog nooit in Suid-Afrika opgevoer nie of baie selde. Dis eintlik 'n nuwe werk, ook vir ons. Dis nogal dinamiese musiek wat sy gekomponeer het. Mens kan sien dat sy seker was van haarself en wat sy wou gedoen het. Sy was 'n fantastiese pianis self gewees. En sy het natuurlik al hierdie werke gespeel en invloede kom deur, maar sy het 'n baie spesiale komposisiestyl geopenbaar. Die werke wat ons speel is dalk nie altyd so algemeen nie. En dit maak altyd 'n nuwe wêreld oop as jy werke van 'n nuwe komponis speel en dit maak mense geïnteresseerd om meer te hoor. Die vertonings is iets om te beleef, want teatergangers beleef musiek soos wat dit aan koninklik is, soos Marie Antoinette voorgedra is. I really did enjoy the show, all thanks to Daphne making it possible for us to be here, and Dr. Marianne Felix, who had connections with Daphne and all the players, the instrument players who were here. I really enjoyed the show and I'm happy to have been part of it. The show was very interesting for me. It sparked a lot of interest in my love for art. I could actually merge therapy with music in a different way. I invite you all to come and visit us here at Theatre on the Square and enjoy the upliftment of classical music and in all its variety. And we look forward to having you here.
So vergeet maar van 'n besoek aan die poskantoor. Kom maak eerder 'n draai by die teater tydens jou volgende etensuur. En kan jy nou meer? Ons bly vir 'n oomblik by musiek en by teater. Die Stellenbosch Internasionale Kamermusiekfees vind vanaf 4 tot 13 Julie by die Konservatorium van die Universiteit Stellenbosch plaas. En dit is 'n viering van musiek, mode en dans. Ek gesels nou met die artistieke direkteur Professor Nina Schumann regstreeks vanuit Stellenbosch. Prof Nina, baie welkom. Baie dankie uit 'n koue Stellenbosch. Ek hoor die weer is nogal interessant daar in die Kaap op die oomblik, maar goed, ek wil graag begin deur te vra dat jy vir ons so 'n bietjie meer inligting gee oor hierdie Kamermusiekfees. Wat presies behels dit? Die Kamermusiekfees is 'n fees wat ons gestig het in 2004 en dit is verskillende funksies wat dit vervul. In die eerste plek en ek dink amper die belangrikste, dit is 'n opvoedkundige fees. So ons het musiekstudente van reg oor die land en sommige ook van ander dele in die wêreld. Omtrent 330 en hulle word dan verdeel in kamermusiekgroepe en ook orkeste en dan natuurlik het ons die wonderlike superster personeel wat vir hulle afrig en dan self ook speel en dan is daar natuurlik die wonderlike element van ons gehoor wat ons musiek kom waardeer. En natuurlik topmusici, maar ek wil graag by jou uitvind hoe presies het hierdie fees begin? Dit het begin in 2004. Ek saam met my 'n kollega het basies besluit ons moet 'n manier vind om studente na Stellenbosch toe te trek. En ja, dit het ongelooflik uitgebrei. In daai eerste jaar het ons verwag ons gaan min of meer 50 deelnemers kry. Dit was toe op die ou end 100. En dit het so ontsettend uitgebrei, veral in terme van die kwaliteit van internasionale kunstenaars wat ons deesdae trek. Dit is 'n absolute unieke fees. Nou, die groot vraag is hoe integreer 'n mens musiek, mode en dans in een fees? Weet jy, dit het eintlik dit is weer eens iets wat organies gebeur het. Ek het al 'n verhouding met 'n designer duo. Dit is twee vrouens van Pretoria met die naam van Air, E-R-R-E. En ek dra hulle klere nou al vir geruime tyd want dit is nogal spesiaal om konsertrokke te kry. En hulle is toe aanvanklik vertrek en toe was dit hierdie jaar dat ek besluit veral met die eerste konsert om dansers ook te betrek. So ons het 'n fantastiese opening. Die laaste werk op die program is Ravel Bolero en dit gaan dien as 'n bekendstelling van ons personeel. En hulle gaan almal opgetop wees en hulle gaan opgelei word op die verhoog deur dansers en daai dag gaan lig. Ek kan jou dit beloof. Ek dink dit is belangrik om net vir 'n oomblik dalk stil te staan by die groot herdenking van hierdie fees, nê? Nee. Ja, kyk, dit is ongelooflik wat gebeur as jy 'n van het. Jy vergeet hoe vinnig die jare verbygaan en hierdie jaar is baie spesiaal vir ons. Dit is die 20ste viering. En ek dink dit is vir my is dit belangrik dat ons dit gemeenskaplik vier. So daar's heel wat ekstra projekte wat ons doen. Onder andere, ek het 'n nuwe kunswerk kommissie en die kunswerk is baie spesiaal. Dit word saamgestel uit 1098 sirkels waarop vorige deelnemers en gehoor en instrukteurs wat almal 'n persoonlike boodskap opgeskryf het. Dit word dan geëtch op die sirkel en as mens naby staan, dan gaan jy die boodskappe sien, maar as jy op 'n afstand staan, dan vorm dit die gesig van Desmond Tutu wat ons beskermheer was. Dit klink vir my na iets wat 'n mens net self moet beleef. Nou ek het ook iets raak gelees van 'n perstapuit.
Ja, kyk, ons kleur vir die kamermusiekfees was nog altyd pers. So 'n wonderlike lilac pers en dit het eintlik gekom van 'n aartsbishop Desmond Tutu wat ek dink dit was in 2014 of 2013 gekom het na ons fees en natuurlik met sy persklere en dit het ons besluit om self 'n pers tapijt te kry wat al die pad aan die buitekant van die gebou van die trappe af lê. En so die eerste aand noem ons tradisioneel the Purple Carpet event en al die studente tof op en almal dra 'n titseltjie pers. Ag, dit klink vir my heerlik. Nou, net laastens, waar kan mense meer inligting en kaartjies in die hande kry? Ja, kaartjies verkoop ons deur webtickets, maar in terme van die inligting, die maklikste is om bloot om op ons webwerf te gaan. Dit is secmf.co.za en dit staan natuurlik vir Stellenbosch International Chamber Music Festival. So secmf.co.za. Prof Nina, baie dankie en geniet hierdie spoggeleentheid. Hierdie onderhoud sal ook later beskikbaar wees op ons YouTube-kanaal. Moenie daarvan vergeet nie, maar bly ook ingeskakel, want net hierna kuier ons saam met Dion Groot. Jy wil dit nie mis nie, is by Goeiemôre, Good Morning.